Liewe gemeente, ons het aan die begin van die jaar vir u gesê dat ons teksvers vir die jaar is, daar is nuwe genade vir ons elke oggend van die Here. Ons kry dit in Klaagliedere 3 vers 17 en dan het ons gesê die bord in ons kerk, die fokuspunt van 2026 is om saam te groei. En ons het die hele Januarie gewy aan Romeine 12 vers 2, wat sê laat toe dat God julle verander. En nou begin ons kyk om te groei ook deur die woord van die Here. So in die eerste plek om te groei deur God toe te laat dat jy kan nie dink oor dinge, en nou in Februarie in die tweede plek deur op 'n nuwe wyse na God se woord te kyk. Mag die oordeenking vir u tot seën wees. Goeiemôre. Jou werklikwaar die 10de Februarie. Vandag begin ek 'n reeks van kort boodskapies wat gaan aansluit by eerskomende Sondag se woord, waar ons gaan praat oor die Bybel as woord van God en waarom mense so verskil oor wat die Bybel eintlik leer, waarom daar soveel dwaalings verkondig word en waarom mense ook so sukkel om die Bybel regtig te verstaan. Die hele doel hiervan is om ons mense te help om die Bybel meer lief te kry en meer te kan leef. Nou in Januarie maand het ons baie klem gelê op Romeine 12 vers 2, waar ons gemeente opnuut daarop gewys het, dat Paulus baie duidelik sê, laat toe dat God julle manier waarop julle dink, julle denke verander en dit nuut maak. En dit behels ook die wyse waaroor ons dink oor die Bybel. Baie van ons kom al baie jare met die Bybel en staan vas by dit wat net ek geleer is en geglo het, terwyl daar eintlik duisende en duisende vertolkings van die Bybel is. En die rede waarom dit is, gaan ek Sondag met ons mense 'n bietjie oor praat. Want daar is eintlik maar net een betekenis vir die hele Bybel. Ons moet ons lewe bou op die woord van God. Want luister so mooi na wat Jesus vir ons daar leer en ook sê. En dit is sommer hier in die begin van die evangelies, hier in Matteus 7 vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woord van my luister, my woorde, dit wat opgeteken is, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Maar dan lees ons ook in Romeine 10, dat die Bybel daar sê in vers 16, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? En dan sê vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En daarom praat ek net vanoggend kortliks met u oor hierdie gedagte. Ons moet luister na God se woord. Dis die eerste manier om die woord van die Here te kan verstaan. Ons moet na sy woord luister, volgens Matteus 7 vers 24. Elke boodskap wat jy hoor in die gemeente, in 'n studie, wel, of dit nou maar is, op die internet ook, iemand wat jy vertrou, wanneer dit bemoedig, wanneer jy God se woord hoor, bou dit jou geloof. So hoe kan ek meer luister en verstaan uit die woord van die Here? Wel, ek wil graag vanmôre vir u sê, dat in die eerste plek om te kan luister na wat God praat en vir ons sê, moet jy streef na reinheid. In Jakobus 1 vers 19 tot 25 lees ons hierdie woorde, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Jy sien, ons harte is die grond waarin die saad van die woord moet groei. En daarom sê die woord vir ons eintlik, as hierdie woord van God op harde plekke val, op rotse val, tussen die bossies val, dan groei die onkruid dit toe, sodat daardie woord nie vrug dra nie. Maar as jou hart
sag is, en jy laat toe dat jou hart goeie grond is, waarin die woord van God moet val, dan trek dit eintlik al die bossies, die dorings in die onkruid uit. Nou, as hy sê, doen afstand van alle veiligheid, in die oorspronklike taal verwys dit eintlik na soos oorwas. Oorwas wat in jou oor is, wat verhinder dat jy kan hoor. Geëmosioneel, geestelik, verstandelik, in jou optrede. Daardie oorwas, maak jou ore toe, sodat jy nie die stem van die Here kan hoor nie, en jy nie sy woord in jou hart kan ontvang nie. Hy sê, ontvang die woord van God, en die oorspronklike taal sê eintlik daar, dis soos om 'n vreemdeling welkom te heet, om te sê, kom in o Here, my gees is oop, ek het 'n gesindheid van aanvaarding, praat met my. As hy praat van ontvang die ingeplante woord, dan is ons harte die grond, waarin die saad van God se woord val. Ons hoor dit word ingeplant, dit word nat gemaak, die grond is voorberei, en dan kan die dorings en die distels dit nie verstik nie. Dis waarom ons lees in Matteus 13:22, hy by wie die dorings gesaai is hy wat net die woord hoor, maar die sorge van hierdie lewe en die wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Kan ek u vra, is jy nog bereid om te kan sê, Here, ek wil graag toelaat dat die woord waarna ek luister my lewe verander. Weet jy, om te kan luister, om God se stem te kan hoor, moet jy stil kan word voor die Here. Jy moet kalm kan wees. Jesaja 30 vers 15 sê juis, want so sê die Here die Heilige, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Jy weet, wanneer 'n mens gejaagd is, opgewerk is, selfs kwaad is, dan hoor jy nie die stem van die Here in sy woord nie. Maar dan lees ons in Matteus 5 en hiermee sluit ek af. Salig is hy wat nederig van hart is. Nederigheid is die teenoorgestelde van trots. Dis die teenoorgestelde van die eie ek wat sê, Here, ek is bereid dat U my denke vernuwe, om nuut na God se woord te kyk, daarna te luister en bereid te wees om dit te aanvaar, dat ek dalk nie so ingestel was, dat God nuut met my uit sy woord kan deel nie. Môre praat ek 'n bietjie met u oor hoe ons lewe bou op God se woord deur dit te lees. Vandag was die boodskap, die Here sê vir ons, luister na my woorde. Daarvoor moet jou lewe rein wees en jy moet toelaat dat God jou denke vernuwe en jy moet stil word voor die Here. Dan kan hy met jou praat uit sy woord uit. Die Here seën u vandag.